Ons lees uit die woord van die Here uit Romeine 15, vers 1 tot 13. En die tema wat die erediens dra, is God die bron van hoop, gee gelowiges vrede deur die krag van die Heilige Gees. God die bron van hoop, gee gelowiges vrede deur die krag van die Heilige Gees. Dit is dan ook geneem uit die laaste vers 13, van ons gedeelte wat ons lees. Kom ons maak net die oë toe 'n oomblik, met die woord van die Here wat oop is voor ons. Here ons God, maak ons stil genoeg om u woord te hoor. Breek deur die lawaai van ons wêreld en bring ons tot rus in u teenwoordigheid. Mag u woord vir ons vandag 'n saad van vrede wees, wat wortel skiet en begin groei, sodat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal leef, soos u mense van vrede. Amen. Romeine 15. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Hier begin ons al klaar hoor van versoening en vrede in die kerk. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel, dit was met hom, soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om onbelang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nasies. En tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. Elders luid dit: Verbly julle, ander nasies, saam met sy volk, en
Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. En dan let op hierdie 13de vers. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Nou julle laasweek het ons die kers van hoop aangesteek en dan hoop gedink. Kom ons lees net weer die laaste vers. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Die woorde vrede en tevredenheid is bloedbroers. Ek het destyds iemand geken wat gereeld die woorde gebruik het. Dit is net jammer dat. Dit is net jammer dat. Soos byvoorbeeld, na 'n ete in 'n restaurant is gesê, die kos en die diens was baie goed, maar dis net jammer dat, ensovoorts ensovoorts. En so word dan woorde van ontevredenheid gesê. En die ontevredenheid steel so 'n mens se dankbare vrede oor 'n lekker aand se uiteet. Aan die ander kant is daar weer mense wat eerlikwaar so dankbaar tevrede met hulle omstandighede is, dat 'n mens hulle innerlike vrede kan aanvoel. En dit is dan wat maak dat 'n mens skaam van so iemand af sal weggaan, skaam oor jou eie ontevredenheid, oor so baie dinge. Ek wil vir julle 'n voorbeeld hiervan gee. Ek wil julle vertel van 'n senior vrou wat by die waskamer werk, daar net agter Dawie, by Jordania Park. Dit is nou by ons deel van die aftreeoord Jordania Park. Nou, laas maandag, in die waskamer, met die dreunende wasmasjiene, is sy besig om die verswakte inwoners se beddegoed en kleertjies te was en te stryk. Maar sy doen dit met 'n lied in haar hart. En as ons met haar praat, dan wys sy die vinger na bo. En dan vertel sy vir ons hoe goed die Here vir haar en vir haar gesin is. Nou weet ons dat sy nie baie verdien nie, maar sy is dankbaar, tevrede voor die Here en gee aan hom die eer. Toe ons na ons woonplek toe terugstap, sê ek vir Marietjie, sy is daarom vir ons so 'n goeie voorbeeld
van aansporing om vir ons om na te volg. Kyk waarna toe sy nou elke oggend moet opstaan, vroeg moet opstaan, om te kom werk. Nie dat die omstandighede waarin sy werk sleg is nie, maar ek dink julle weet wat ek bedoel. Maar sy is waarlik as 'n medegelowige 'n voorbeeld vir ons van tevredenheid, gebore uit 'n dankbare hart van vrede voor die Here. Op hierdie tweede Sondag van Advent dink ons aan die vrede wat die Here vir ons op aarde gebring het. Hy, die vervulling van die profesie wat Jesaja in hoofstuk 9 vers 5 en 6 gee, want vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. En luister dan verder na hoofstuk 11 vers 4 en verder. Hy sê, hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperds sal tussen bokkies lê. Babatjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Ja, die vredevors bring vrede, nie net tussen mens en God nie, nie tussen mens en mens nie, maar ook tussen mens en die natuur. Met Jesus Christus se geboorte is die profesie vervul. Oor hom in die krib, die skaapwagters, die menigte engele uit die hemel, God oorprys. Hulle het gesê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. So sê Lukas 2 vers 13 en 14 vir ons. Die Here Jesus het later in sy eerste preek op die berg gesê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dis in Matteus 5. Net daarna sê hy in dieselfde preek, as hy oor versoening praat, in vers 23 sê hy, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Jesus leer ons hier dat tussen volgelinge van Jesus versoening en vrede maak voor aanbidding kom. Vir die Here is dit so belangrik, versoening en vrede maak voor aanbidding.
Nou gaan ons na die apostel Paulus toe. Hy het in ons teksgedeelte geskryf dat hy onversoenlikheid baie goed ken. En hy is nie skaam om te herinner aan sy geskiedenis nie. Hy was een van die Joodse fariseërs, wat so staan dit in die Bybel, wat soos 'n besetene die eerste gelowiges vervolg het. Hulle wat geglo het in die Here Jesus. Die vrede waarvan die engele gepraat het met sy geboorte, het Paulus duidelik nie op daardie stadium geken nie. Tot op die dag, op pad na Damaskus, op soek na nog Christene om te vervolg, het hy die opgestane en die verheerlikte vredevors persoonlik ontmoet. En hy moes op die vraag van God antwoord: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Daarmee sê die Here Jesus vir hom: as jy my volgelinge vervolg, dan vervolg jy my. En soos ons weet, dit was die oomblik van Paulus se bekering. Van toe af het hy begin groei in sy geloof. En ek het so jaar of wat gelede het eers regtig begin besef dat sy lewensdoel, en dit vir hom 'n saak van eer geraak het, om as 'n volgeling van Jesus nou te deel in Jesus se lyding. Dit was Paulus se lewensdroom. Ook sodat hy kon deel in die ewige lewe. Kon deel in Jesus se opstanding. Ja, hy het gedeel in Jesus se lyding en opstanding, want later tussen 64 en 67 na Christus is hy as martelaar in Rome onthoof. Dit is juis aan die gemeente in Rome wat hy sy meesterwerk as brief skryf in die winter van die jaar 56 na Christus. Dit waaruit ons vandag lees. Dit staan alweer bekend dat hierdie brief aan die gemeente of gemeentes in Rome, die kerk in Rome, Paulus se meesterwerk is. Hy skryf dit uit die hawedorp in Korinthe, in vandag se Turkye. Nou eers die gemeente waar hy is, in Korinthe. Daar was groot probleme in die gemeente, tussen gemeentelede. Daar was onmin en 'n gebatleiery. Sekere gemeentelede, veral die met die Joodse agtergrond, het hulle self beter geag as Christene wat 'n Griekse agtergrond het, of Christene wat slawe was en dan hulle harte vir die Here gegee het. Die gemeente in Korinthe het 'n klasse probleem gehad. En daaroor het Paulus onder andere met hulle geraas. Hy het oor baie dinge
met hulle geraas, gaan lees maar 1 en 2 Korinte in die Bybel. Byvoorbeeld, by hulle nagmaalsetes, hulle het nagmaal gehou, en dan het hulle daarna 'n nagmaalsete saam gehad. By die nagmaalsetes het die rykes en die vooraanstaandes te veel gehad en te veel geëet en te veel gedrink. Terwyl die armes nie iets gehad het om te eet en te drink nie. Want die armes destyds was regtig bitterarm en hulle het dit nie gedeel met hulle nie. En dit het hierdie gemeente in Korinte, onder andere dit, ander dinge ook, het dit die gemeente uit mekaar geskeur, het die klasseverskille tussen ryk en arm. Ook in die gemeente in Rome, aan wie hy skryf, waar het ons vandag lees, in die gemeente was daar ook probleme. Daar was twis onder die Christene, weeruit vanuit die Joodse agtergrond, en Christene vanuit die nie-Joodse agtergrond. Op 'n stadium het die Romeinse keiser die Jode uit Rome uitgejaag. Hulle mag nie weer meer daar bly nie. En dit het ook beteken die Joodse Christene moes ook uit. En dit het toe gemaak dat hulle wat nie die leierskap in die gemeentes was nie, hulle moes die leierskap oorneem, en toe hierdie Jode daar so 7 jaar weer kon terugkom, die Joodse Christene, het daar twis ontstaan oor leierskap in die kerk in Rome. Twis onder mekaar. En nou wil ek 'n bietjie vir julle breër idee gee van hierdie brief, om net vir julle aan te dui hoe Paulus hier die twis aanspreek. Die brief kan ons in 2 verdeel. In hoofstuk 1, ja, daar's van julle wat neerskryf, dit sal goed wees as julle dit dalk neerskryf, van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11. Hoofstuk 1 tot 11 vertel Paulus vir hulle wie hulle is. Hy vertel vir hulle was eers almal verlore, en nou as gelowiges is hulle vrygespreek van hulle sondes. Hulle is nou almal versoen met God en ook versoen met mekaar, want hulle is nou familie. Hulle is nou mekaar se broers en susters. En hulle is almal vervul met dieselfde Heilige Gees, die Gees van vrede. En dan, vanaf hoofstuk 12 tot aan die einde, beveel hy hulle, verander die rad nou. Hy vertel hulle eers wie hulle is, nou beveel hy vir hulle hoe om prakties te lewe as versoendes. As versoendes in ons gedeelte, moet hulle met die liefde van God, vredevol en eensgesind met mekaar lewe. Hulle is een liggaam, hy gebruik die metafoor of voorbeeld van 'n mens se liggaam. Met Christus die hoof, en hulle is nou die liggaam van Christus, aan mekaar verbind, soos my vingers en my hande aan my liggaam verbind is. Hulle is verbind aan mekaar deur liefde, vreugde en vrede. Weet julle, hy praat 26 keer oor hierdie sake. 2 maal word vir hulle aan die einde gesê, mense, 'n gemeente word opgebou wanneer gelowiges in liefde, eensgesindheid en vrede met mekaar lewe. Ek ag dit is so belangrik om dit te herhaal. 'n Gemeente word opgebou wanneer gelowiges in liefde, eensgesindheid
en vrede met mekaar lewe. Wat die gelowiges in die destydse Korinte en in Rome gedoen het, hulle onversoenlikheid, breek die kerk af. Dit verskeur die liggaam van Christus. Want het is interessant dat hy ook in 1 Korintiërs 12 dieselfde prentjie gebruik as van die liggaam. Hulle is een liggaam met mekaar. Maar verder sê hy, dit tas die eer van God aan. Dit laat dat God se nuwe koninkryk wat Jesus op aarde kom vestig het, nie groei nie. En dit bring ons by die rede waarom ons vandag op die tweede Sondag van Advent ernstig aandag gee aan vrede. Vrede met ons Skepper en Verlosser God. Vrede met mekaar as versoendes, wie almal deel in die vergifnis van ons sondes, en vrede onder mekaar as mense wat as versoendes lewe in die koninkryk, die wyeer koninkryk van God. Ek praat dus ook oor kerkgrense heen. Hierdie nuwe koninkryk, waarin alle gelowige kerke deel, het Jesus die Christus op aarde kom vestig. En in hierdie koninkryk sê hy net voor dit in hoofstuk 14 vers 17, is dit nie 'n saak van eet en drink nie, want dit is ook dinge waaroor daar 'n bekleierery in die gemeente in Rome was. Mag ons nou ook offervleis eet wat aan afgode geoffer is, of nie, ensovoorts. Hy sê, in die koninkryk van God is dit nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God. Vrede en vreugde wat die Heilige Gees gee. Romeine 14 vers 17. Dit gaan ook tussen ons om vrede en vreugde. En dit kan alleen die Heilige Gees van vrede aan ons gee. Ek sluit af. Mag God, die bron van hoop, ook ons almal in hierdie Kersgety met vreugde en vrede vervul deur die krag van die Heilige Gees. Mag die vredevors ook na Kerstyd ons lewens regeer, sodat ons die vrede wat Jesus ons nagelaat het, toe hy gesê het, my vrede laat ek julle na. Dis nie vrede wat die wêreld kan gee nie. Johannes praat daarvan. My vrede, mag hierdie vrede ons onderlinge verhoudinge wat ons onder mekaar het, mag dit die fundament wees waarop ons lewe. My gebed, beginnende by myself, vir ons almal is vrede. Die vrede waarmee Jesus ook sy disippels gegroet het, toe hy uit die dood uit opgestaan het. Vrede vir julle. Amen. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam.
God van hoop en vrede, U het lank gelede beloftes gemaak en ons hou daaraan vas. Want dis in U dat ons hoop leef. Soos Jesaja gesê het, glo ons, 'n nuwe tak sal groei. 'n Gees van wysheid sal op hom rus en daar sal vrede wees. Selfs tussen teenstanders, selfs tussen leeu en lam. Ag, ons Vader in die hemel, ons bid, gee tog wysheid aan die leiers op alle vlakke van ons land en in hierdie wêreld. Wysheid sodat armes beskerm sal word en vrede tussen mense en nasies sal blom. Here, ons bely, U het ons nie geroep om verdeeld te wees nie, maar om eenstemmig U naam te eer, om saam vrede in Christus te vind. Ons hoor Johannes die Doper se oproep tot bekering, want daar is geen ware vrede sonder die verandering wat bekering bring nie. Reinig ons harte, maak ons vrugbaar vir U koms. Bring ons nou saam as een kerk van U, o Here, waar vrede nie net 'n idee is nie, maar 'n hand wat uitreik, wat in liefde kos en water gee aan hulle wat nie het nie. Laat U vrede ons vul, o Gees van God. Laat dit in ons wortels skiet en laat dit groei totdat dit in ons waarlik elke dag prakties leef. Amen.